Tanya, dankie. Ek wil sê na ons eerste plasing oor mikroplastiek en gesondheid het studente, M&D studente aan die Potchefstroomse Universiteit vir my nog navorsing gestuur. En sommige van hierdie navorsing is nog nie gepubliseer nie, maar hulle was baie opgewonde dat ek daarvan kan gebruik en ons sal nou nog 'n praatjie hierna doen as daar ander inligting bykom vir ons luisteraars. Die praatjie wat ek vandag wil doen is een wat baie min in ag geneem word. Weer klem lê op die mikroplastiek wat mense gebruik om goed in hulle mikrogolwe te sit of in, jy weet, om water by enige plek te koop of koeldrank by enige plek te koop. Daar's goed wat jy moet doen. En een van die belangrikste beleggings wat enige iemand kan doen vir sy gesin is om in 'n goeie filtreerstelsel te belê, waar jy hierdie mikroplastiek kan sover as moontlik uitfilter en verhoed dat jou mense en jou gesin en jou diere van hierdie water inneem. En vandag se onderwerp gaan oor mikroplastiek in die brein, wat 'n ontstellende onderwerp is. Want mikroplastiek wat ons inneem, soos wat ek reeds genoem het in die vorige praatjie, kan op maniere in die bloedstroom beland. En ek het afgesluit om te verwys na mikroplastiek wat deur klere by vroue in hulle vroulike gedeeltes inkom as gevolg van die blootstelling daaraan. En as mense nou wonder, bly asseblief by katoen, veral wanneer dit kom by onderklere. Maar kom ons fokus net bietjie op mikroplastiek in die brein. Hierdie is die feite. Ons lewe nie op 'n eiland nie. Ons sal nie van plastiek of sy invloede en ander skadelike mikroskopiese deeltjies wat in die lug vrygestel word of dit nie blootgestel word daaraan nie. As ons nie daarvan vrygestel kan word nie, dan moet ons liewerste poog om aktief hierdie blootstelling aktief te bestuur. Mikroplastiek en ander stowwe is deel van die moderne mense asemhaling en hulle darmprobleme. Geen probiotika, geen ensiem soos genoem, gaan dit afbreek nie. Daar's wel metodes soos wat ons met die hidrologie en die kolon skoonmaak, wat ons meganies propageer, waar ons met magnesium en spesifieke groepe Engelse sout probeer om daai mikoslaag wat ons probeer beskerm en wat geïnfiltreer is met hierdie mikroplastiek reg deur die liggaam, dan met 'n gewone Engelse soutpurgasie uit te spoel. Met ander woorde, ek herhaal dat om te sê dat mikroplastiek is deel van ons lewe, ons moet dit bestuur, ons gaan nie hiervan vrygestel word nie. En ek het genoem dat mikroplastiek speel by kolongesondheid 'n ontsettende belangrike rol. En in vele opsigte is dit ons roekelose, moderne leefstyl waarvan onkunde en gerief 'n groot rol speel, wat kolonverwante, maagverwante en darmverwante probleme vir ons oorsaak met anorganiese deeltjies wat die liggaam nie kan afbreek nie. Dis belangrik dat ek wil beklemtoon, en ek hoop dat ons met hierdie programme gaan regkry, dat mense meer bewus moet word van die rol en wat ook al mikroplastiek in die samelewing is, in hulle huise en waarin hulle arme klein kindertjies blootstel. Want vele kinders wat ADHD gediagnoseer word, as dit nie wurms is nie, waaroor ons 'n bietjie later weer gaan praat, as dit nie wurms is nie, dan speel mikroplastiek 'n enorme groot rol in hulle breintoestande, inflammasie in die brein. Wurms veroorsaak dit, mikroplastiek veroorsaak dit, en natuurlik, ek sal later 'n praatjie doen oor MSG en ander preserveermiddels wat ook inflammasie in 'n kind se brein kan veroorsaak, want ons gee tog so graag 'n ou lekkertjie en 'n ou chippie en 'n ou sweetie vir ons kinders, gekontamineer met dodelike goed. In daai praatjie sal ek wys wat dodelik is vir die brein en die hormonale en die brein se funksies en die hormonale produksies wat daar is. Soos in die begin genoem, filtreer jou water met 'n baie goeie filtreerstelsel, en daar is dierstelsels, maar daar's ook goedkoper praktiese maniere om water te filter met sand en met geaktiveerde houtskool en deur ultraviolet ligte, en natuurlik die filters wat gebruik word om hierdie mikroplastiek te filter en uit te filter en te verhoed dat dit in jou gesin se liggaam kom.
Die opeenhoping van hierdie onveilige plastiekprodukte, hulle het 'n wetenskaplike naam daarvoor wat nou bietjie hierdie praatjie oor gaan praat. PFAS het gevolge vir menslike gesondheid oor die langtermyn. Dit is onwys om dit te ignoreer en nie te bestuur nie. Want mikroplastiek en plastiek kan duisende jare in die omgewing lê en afbreek nadat hulle vrygestel is. Studies wat in Pretoria se Rietvlei dam se water gedoen is een van die skoonste bronne van water behoort te wees in ons land, is ongesonde hoeveelhede mikroplastiek in hierdie water gevind. Daar's ook ander goed gevind in hierdie skoonbron waarby ek so graag en ook lief is om te gaan visvang, en is dat die inhoudelike van die water het tweeslagtigheid by visse en by paddas en ander organismes laat ontstaan wat baie hartseer is. Mikroplastiek het die bynaam in die literatuur van forever pollution. As Suid-Afrikaners met ons realiteite van verouderde rioolstelsels, tonne plastiek wat in ons ondergrootse watervervoerstelsels afspoor, in ons rivierstelsels beland met reënbuie, is vir ons almal 'n baie groot probleem. Ons weet, ek het in 'n paar praatjies dit al genoem, ons ongesonde tonne riool besmet met mikroplastiek wat sommer so in ons see en in ons riviere vrygelaat word, bevuil ook ons grondwater. Groenteboere wat 'n groot belegging gemaak het in wat kos vir ons huise en ons tafels produseer, het geen ander keuse is om met gekontamineerde water, nie net al organiese goed soos gifstowwe nie, maar ook mikroplastiek en wurms voedsel te produseer. Laat ons nie eers praat van die hoeveelheid hormone wat in hierdie water voorkom nie. Ons kan alles uit water uitfiltreer. Ons kan water neutraal maak en ons kan hom doodmaak. Ons kan allerlei vreemde dinge met hom aanvang, maar ons sal nie hormone uit water uit kan filter nie. En veral die vroulike hormoon estrogen. En estrogen word in vele literatuurstukke beskuldig dat dit ons kinders te vroeg liggaamsryp maak, waar dogtertjies onnodig begin vloei en seentjies nie die emosionele volwassenheid het om te weet hoekom hulle hormone binne in hulle liggame so skielik so ontwikkel dat hulle nie weet wat om met hulle seksuele drange en geite te doen nie. Ek het genoem dat mikroplastiek ook as PFAS genoem word. En dit is wêreldwyd 'n ernstige komponent van besoedeling. En in vele studies word mikroplastiek verbind met fertiliteitsprobleme by mans en vroue. Dit word verbind aan nierkanker, testillêre kanker, skildklierkanker, swangerskap geïnduseerde hipertensie of hoë bloeddruk, inflammasie van die bloedvatstelsel wat as hoë cholesterol gediagnoseer word. PFAS word wyd verspreid gebruik in elektriese en elektroniese onderdele, in brandbestrydingskruim, in ekstrale, hidroliese vloeistowwe en ook soos genoem tekstiele, hoofsaaklik kinderklere en natuurlik vroue onderklere. Een van die gebruike van PFAS as aktiewe bestanddeel word gebruik in die aas vir snywurms in ons tuin en om ook blaarsnyermure te dood. PFOS word ook gebruik by die platering van metaal. En PFOA is die teflon wat in panne en potte as ook kombuisware soos plastiese lepels, pane en voedselverwerkingstoerusting gebruik word. Die plastiese ketels waarin water gekook word. Daar is ook bevind dat PFHX mense se senuweestelsel, breinontwikkeling, die endokrienstelsel en die skildklierhormone beïnvloed. PFOS, PFOA en PFHXS kan ook deur naaldstringbloed na die fetus toe oorgedra word en kan in borsmelk na die baba toe oorgedra word, en daar is literatuur wat ek gepubliseer het daaroor. Blootstelling van verwagtende moeders aan PFOA en PFOS mikroplastiekprodukte oor sekere vlakke kan dit ook die ontwikkelingseffek van fetusse en
borsvoedende babas negatief benadeel. En ek sal die navorsing daarvoor ook op die blog plaas. Opsommend, want vrae moet gevra word, wat gaan ons doen? Suid-Afrikaners sit met 'n bepaalde realiteit. Ons gaan nie met ons regering se begrip van veiligheid en gesonde water in die bestuur van rioolplase in die kort termyn, ek weet ook nie eers of in die lang termyn regkom nie. Die probleem vererger daagliks met politieke onbevoegdheid en korrupsie. En die resultaat hiervan word ons, die gewone mens, 'n probleem wat selfbestuur moet word. Daar is geen begrip by die verantwoordelike owerhede vir Suid-Afrikaners se uitdaging in hulle gesondheid hiermee nie. En al wil hulle na die gesondheidstelsels gryp en dit ingryp, daar is daar klomp mense wat op die lyn sit en wag sodat mense siek kan word dat hulle aan hulle medisyne kan verkoop. En EcoHealth se beleid is voorkoming is beter as beheer, en al hoe ons hierdie goed kan voorkom is met kundigheid en met kennis en met bewustheid van wat ons in ons families en in onsself doen, en voorkom dat inflammasie deur hierdie mikroplastiek in al sy vertakkings in ons huise gevestig word. Daar is geen begrip en verantwoordelikheid vir Suid-Afrikaners se uitdaging nie. En baie van ons mense is werklik gevaarlik onkundig en roekeloos met hierdie produkte. En vele Suid-Afrikaners, meer in die arm gebiede, en 'n groot komponent van hulle bly in gebiede waar die riool die strate inloop of beeste daarin wy in skape en honde en kindertjies wat daardeur moet loop om by die skole uit te kom. En vele Suid-Afrikaners moet van hierdie gekontamineerde vrye water drink, kook, bad en lewe. Ons sit met 'n probleem. Ons het 'n boodskap om uit te dra. Ek wil weer noem, EcoHealth se beleid is voorkoming is beter as beheer. Ons moet ons water filter, selfs die water waarin ons bad en waarin ons stort, die water wat ons op ons groente en goede gebruik, moet ons skoonmaak, ons moet eie verantwoordelikheid daarvoor neem, want almal kan maar hulle eie politieke opinie volg of hê oor wat werklik in ons grondwaters, ons damme en ons riviere aangaan, met 'n politieke owerheid wat geen duid omgee wat hulle aan ons nou doen en wat hulle aan die kinders van die toekoms doen nie. Hierdie mikroplastiek kom nie natuurlik in die omgewing voor nie. Dit is mensgemaakte verbindings in verbruikers en industriële produkte wat vir ons beïnvloed. Wees versigtig wat jy koop as huishoudelike skoonmaakmiddel. Wees versigtig vir petrochemiese produkte. Wees versigtig vir plastiese goed waarin jy julle kinders kos gee en wat jy ook vir die kinders gee om skool toe te neem. Wees versigtig vir skoonmaakmiddels soos poleerprodukte en ander produkte wat jy gebruik om jou huis mee skoon te maak en blink te maak. Wees met ander woorde waterbewus. Daar is welke maniere wat jy goedkoop jou water kan filter of in 'n filtersisteem kan sit waarin jy jou kinders en jou gesin en jou diere en jou groente en jou tuin mee kan versorg. Mikroplastiek is nie 'n speelmaat nie. Niemand praat daaroor nie. Ek weet van niemand buiten EcoHealth en natuurlik die studies wat ek nou gevind het van die Potchefstroomse Universiteit wat werklik daaroor praat nie. Maar dit is 'n skelmslie oorsaak van soveel breinverwante siektes, darmverwante siektes, sinusverwante siektes, longverwante siektes en kanker. Groot asseblief, glas, sover as wat jy kan, is jou antwoord. En wanneer jy van plastiek en polistireen ontslae raak, kry net kreatiewe maniere om daai produk na die regte verwerkingseenhede gekanaliseer te kry en dra by tot jou omgewing se unieke gesondheid. Tanya, ek wil hier nou met mikroplastiek net afsluit. Ek dink ek het genoeg daaroor gepraat. Weereens dankie vir jou en vir Joyce se verwerking van mikroplastiek, want uiteindelik sal ons by mense moet kom dat hulle verstaan hoekom ons hidrologie toepas, hoekom ons van kolonverwante meganiese skoonmaakprosesse gebruik maak en aanmoedig. Mikroplastiek is een
van hierdie bose geeste wat in die lig wegkruip, wat binne in ons ongevraagd kom om vir ons almal siek te maak. Baie dankie.